Vandag is Vrydag, die 21ste van Maart. Voorwaardes van God om my gebede te beantwoord. Nog nooit daarvan gehoor nie? Jeremia 33, vers 3 sê hy, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou groot en verborgde dinge bekend maak, wat jy nie geweet het nie. Ek wil hierdie stelling maak. Wanneer ons bid, fokus ons maklik op ons eie motiewe, begeertes, sonder om eers te vra wat God se opinie oor ons versoek is. So hier is voorwaarde 7 van 8. Bid met die regte motief. Jakobus 4 vers 3 sê die volgende. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle eie begeertes te bestee. Nou as ek nou so sê, wat is dan die regte manier om te bid? Jy moet jouself die volgende vraag vra. Is wat ek vra in lyn met God se wil? 1 Johannes 5 vers 14. Is ek dankbaar oor dit wat hy reeds vir my gegee het? Filippense 4 vers 6. Is my fokus op God se koninkryk? Matteus 6 vers 33. 8 van 8. Stel jou hart reg voor die koning. Volgens die woord beantwoord Vader nie gebede as daar die volgende teenwoordig is in my lewe nie. Onbelydene sondes. Jesaja 59 vers 2. Bitterheid en onvergewensgesindheid. Markus 11 vers 25. Gebrek aan geloof. Jakobus 1 vers 6 tot 7. Verkeerde motiewe. Jakobus 4 vers 3. God se tydsberekening is nog nie reg nie. Prediker 3 vers 11. Ek wil hierdie samevatting vir jou en my doen. Wat kan ek doen as dit voel of God nie my gebede beantwoord nie? Eerste ding is selfondersoek. Ek moet my vra, is daar iets soos wat hierbo genoem is, wat my gebed sou verhinder? Ek het nodig om vergifnis te vra, as daar sonde in my hart is. Ek het nodig om te bly in God se woord, want hy antwoord dikwels deur sy woord, die Bybel. Dan het ek nodig om aan te hou met bid. God se stilte beteken nie dat hy jou ignoreer nie. Vertrou sy tydsberekening. Hy weet wanneer en hoe om te antwoord. Ek wil ook net, voor ek oorgaan na die volgende gebed, vir jou sê is, weet jy, hierdie dinge klink nou baie rigied, en dit klink nou vir jou baie reëlgebonde. Maar dit is wat God vir ons leer, en hy verstaan, en daar is 'n proses wat hy ons mee deurvat, wanneer dit by gebed kom, wanneer dit by verhouding kom. Ons is mos daar om te leer oor hom, en wie hy is, om in 'n verhouding met hom te stap. Hy is ons Vader, hy is ons koning, hy is ook God. So, kom ons luister na die Here, en moenie dat dit 'n ingewikkelde ding vir ons wees nie. Gebed begin net by lekker met die Here te gesels, want hy is ons Vader. Ek kom voor u met 'n rein hart en bid dat u my sal wys as daar enige sonde tussen my en u staan. Help my om daarmee te deel. Ek spreek almal wat iets teen my gedoen het vry vanoggend en vergeef hulle soos u my ook vergewe het. Help my dat wanneer ek soos Petrus uit die boot klim om in geloof te stap, my fokus op u sal hou en dat ek nie sal fokus op my omstandighede om my nie. U het my geroep om ambassadeur vir die koninkryk te wees. Laat u opdrag my fokus wees. Gaan maak disippels van al die nasies. Laat alles wat ek vra volgens u wil plaasvind en nie net my eie wil nie. Ek prys u naam, God en Hemelse Vader. Amen.